Nou ja, allemaal baie welkom by my vandag. Amen. Dit is so lekker om altyd die woord te hoor. Woorde van geloof. Vir jouself. Jouself op te bou in jou allerheiligste geloof is in die Gees daaroor bid. Titel van die les, die geloof wat deur die liefde werk, deel 2. Ek som vanaf vir julle net die eerste 5 punte weer op. Geloof is nutteloos, punt 1, sonder liefde. Galasiërs 5:6, want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid, enige krag. Aan die ander woorde die wet, of om te doen, om iets te wees, het nie krag nie. Maar die krag is daarin, in geloof. En geloof, let wel, wat deur die liefde werk. 1 Korintiërs 13:2, al sou ek die geloof hê om werke te kon versit, en ek het nie die agape onvoorwaardelike liefde nie, sou ek niks wees nie. Ja, amen. So geloof moet deur die liefde werk. Ja, Wys my jou geloof deur jou liefde, of die liefde van die Vader, wie jy is. Punt 2, die is-faktor van geloof is so belangrik. Hebreërs 11:1, geloof dan, is. Is die teenswoordige tydsvorm. Geloof is nie was nie. Geloof is nie sal wees nie, toekomende tyd nie. Geloof is altyd nou. Wanneer gaan dit goed met jou? Nou, hoekom kan jy sê dit gaan goed met my? Want Christus is in ons. En die woord is by ons. En ons eet die woord. Daarom gaan dit nou, sê almal nou. Goed met my. Punt 3. Geloof word volkome as jy dit doen. As jy dit toepas. Ons lees dit in Jakobus 2:22. Sien jy dat geloof saamgewerk het met die doen en dat geloof volkome geword het deur die doen. Hallo. So ons moet dit toepas. Matteus 7:24-27, Jesus praat van die huis op die rots. Elkeen dan wat hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, ek sal sê vrou ook, wat haar of sy huis op rots gebou het, en die omstandighede van die lewe, en die moeilikheid, die waterstrome, en die storms het daarteen gekom, maar daai huis het bly staan. Pastoor Piet nou net veel draad gewys, wie is die huis? Ons is die huis, ons is die tempel. En hoe staan ons op hierdie rots? Die woord, Jesus Christus, is in ons. Ons eet die woord, ons voed onsself met die woord. En ons huis is op daai rots. Rots is eenheid. Sand is verdeeldheid. En dan hy wat sy huis op die sand gebou het, wat het gebeur? Geval en die huis het geval. Die geringste stormpie kom, poef, daar is die huis onderste bo. Julle weet, onthou die van 'n wolf, né? Wie ken die storie van 'n wolf en die 3 varkies? En wat het gebeur met die eerste huis was van strooi. En toe blaas die wolf. En daar is die huisie kon. En dis wat die vyand, sien die vyand nou daar. En die ander een huisie was gebou van wat? Van hout, selfs probeer, blaas die wolf en weg is die huisie. Maar die huis wat van steen gebou is, en hier wil ek die rots sê wat op die rots gebou is, 'n wolf kon hom nie omlaas nie. En toe klim hy deur die koorsteen, toe het hulle vir 'n warm bad daaronder gereël en toe val hy in die warm water. Sê amen. So is die vyand in die warm water, wanneer jy jou huis op die rots bou. Rots is eenheid, sê almal eenheid. As dit rots verdeel, is dit sand. So dan moet nie verdeeldheid in jou wees nie. Jy is een met die Vader. Sê almal, ek is een met die Vader. Want dis nie jy wat dit bewerkstellig het nie. Die Vader het dit bewerkstellig. Klaar. Hy het dit gedoen. Wie stem saam? Die Christus Jesus. Ons is een gemaak deur hom. Wie wil dit glo? Amen. Sien, dis wat geloof doen. En daarom is jy een met hom. Maar wie is die Vader? Wat sy natuur? Liefde. So jy is een met? Liefde. So wie is jy? Ek is Liefde. Kom dan.
Jy is nie verdeeld nie. Die oomblik as jy aan iemand anders dink en jy dink, hulle is daar en ek is hier. Ek is beter as hulle, ek is minder as hulle. Dis verdeeldheid. Ons is almal een in die Here. Sê amen. Wow. Maar moet ek nou weer met my vyand moeite doen? Die mense het my so seer gemaak. Nee, dis nie wat jy moet doen nie. Kry al net uit jou kop uit. Sien hulle volmaak in Christus Jesus. Sê amen. Kolossense 1:28. Sien almal volmaak in Christus Jesus. Kry jou kop skoon. Amen. In die woord. Bid vir jou vyand, sê Jesus. Jy hou aan bid totdat jy hulle sien. Dat is oké. Amen. Ja, maar moet ek nou met hulle versoen? Versoening beteken nie soen nie. Versoening beteken kry jou kop skoon. En jy vergewe hulle, jy spreek hulle vry. Sê amen. En as hulle dan so verander en dit word werklikheid dat hulle by jou hand kom vat, dan staan jy met oop arms. OK, verstaan julle? Maar pas op, jy het klaar seer gekry. Jy wil nie ander seer kry nie. Bly weg van dit wat jy 'n donkie is slim genoeg. Nou gaan drink hy by hierdie plek water. Hy drink altyd water by dieselfde plek by die rivier. En toe eendag toe kom hy daar, toe is daar 'n bynes. En toe hy weer wil drink, toe steek hy by hom. En die volgende dag gaan hy weer terug na dieselfde plek, en toe steek hy by hom. En die derde dag toe sê hy, ek gaan nou 'n ander drinkplek soek. Selfs die donkie is slim genoeg. Wil jy nie ook wees nie? Amen. Kom weg van situasies af wat jou seermaak. Jy verdien beter. Sê amen. 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 OK, dis nie eens op die les nie. Geloof is altyd is, 5de punt, opsomming. Geloof is 'n vaste vertroue. Hebreërs 11:1, die woordjie is hypostasis in die Grieks, beteken, en ons het vir julle mooi verduidelik wat geloof doen. Geloof werk op die onsekerheid van die hoop. Die hoop is soos waterdamp, jy kan dit nie sien. Maar wanneer jy hom genoeg afkoel, dan word hy water, maar nou is dit nog 'n bietjie vloeibaar. Koel jy hom verder af, en die Vrystaat hier is nodig om dit te doen nie, gaan net uit buite toe, dan sien jy water is geëis. Dan sê nou, vaste vorm. Geloof bring jou hoop, jou droom, in 'n vaste vorm toestand. Jy moet net aanhou glo. Sê amen. Aanhou sien die prentjie, sê almal prentjie. Sien die prentjie. Nou, hier kom ons nou by punt 6. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge, sê almal dinge. Wat ons nou hier's dinge. Dis die dinge wat ons so moeg maak. Al die dinge. En die dinge wat daar kan skeefloop, né? En ek het hierdie dinge nodig. Nou ja, geloof is op die dinge gerig, op die hoop. Nou, kom ons kry perspektief wat hier geskrywe staan werklikheid. Die boek Hebreërs is waarskynlik tussen 60 tot 70 na Christus, meer so nader na 70 toe geskryf. So dit was in die laaste dae van die 40 jaar, die geslag wat Jesus van gepraat het, wat nie sal verbygaan nie, voordat al hierdie groot dinge sou gebeur. Groot verdrukking, die oorloë en uiteindelik dan die verwoesting van die tempel en van Jerusalem. So, verstaan nou vir wie is hierdie boek Hebreërs geskryf? Vir daai mense. Hulle is onder geweldige verdrukking van hulle verdrukkers. En dis die kerk van daai tyd, die korrupte kerk, wat Jesus ook gekruisig het, wat hulle vervolg, wat hulle verdruk. En nou is daar by hulle 'n geloof, op 'n hoop dat dit sal beter gaan, 'n hoop dat hierdie verdrukkers afgesit sal word, van hulle juk sal afkom. Vang julle dit? Dat hulle 'n rustige lewe sou hê. So lees die hele konteks, dan sal jy dit duidelik sien. So kom ons kyk bietjie daarna. In die boek Hebreërs lees ons dan, die skrywer van die Hebreërbrief sien uit saam met sy lesers na Jesus se afrekening met die vervolgeraars. En ook dat hulle 'n beloning gaan kry, want daar's beloftes. Hulle gaan 'n beloning. Wat is die beloning? Christus, wat hulle reeds het, maar dan ook rustigheid en vrede gaan kom. 'n Nuwe bedeling gaan aanbreek. Onthou die ou bedeling is nog aan die gang. Onthou jy dat onlangs vir julle gewys van hierdie sportsoort wat jy stokkie aangee vir
van die atleet gee die stokkie aan, Aflos. wat noem jy dit aflos? Dit Marco en Christopher dit vir ons hier gedemonstreer. So die ou bedeling hardloop nog so eentjie saam, maar hy gee die stokkie oor vir die nuwe bedeling, maar die ou bedeling is nog daar, en hierdie ou bedeling verdruk nou die nuwe bedelingsmense, vervolg hulle, wreedaardig. Christus is wreedaardig gekruisig. En nou gaan hulle aan met die volgelinge van Christus. So hier is nou 'n hoop dat hierdie toestand sal nou verbygaan. So geloof dan is 'n hypostasis, 'n vaste vorm, dat dit sal verbygaan en hierdie beter bedeling finaal nou sal aanbreek. En wanneer hierdie nuwe bedeling finaal dan vir hulle aangebreek, met die oorlog wat plaasvind, die Romeinse soldate wat die stad omsingel het, hier sê as julle dit sien gebeur, vlug na die berge. So almal wat Jesus geglo het dit gedoen en hulle was ongeskonde. Maar hulle wat nie geglo het nie, het na die Jerusalem toe gevlug en na die tempel toe gevlug, en daar is 1,1 miljoen Jode doodgemaak volgens die geskiedskrywer Josephus op daai tydperk. Dit was 'n groot verdrukking geweest van die mense, daar was tot burgeroorlog geweest tussen die Joodse mense self, en dan het die Romeinse juist hierdie uitgebuit, en dan die groot aanslag. Maar alles was beplan. Die Vader het dit so toegelaat. En toe verwoes hulle die tempel. En wie stem saam as die tempel verwoes is, en al die mense is doodgemaak, wie is ook doodgemaak saam met dit? Die tempelleierskap van daai tyd. Dit was 'n oordeel. Stem julle, sien julle hoe werk dit? Nou baie mense sit vandag en wag nou vir dit om te gebeur in ons toekoms. Jesus sê, hierdie geslag, is die geslag wat hy van gepraat het, met wie hy gepraat het, wat 40 jaar is, en dit het so gebeur. En ek dink as in Matteus 16 sê, sommige van julle wat nog hier staan, sal hierdie dinge sien gebeur. Van die disippels was nog lewendig. Dink een van hulle was Johannes. Ja. En dit het gebeur. So hier het 'n groot wonderlike ding gebeur, daar het 'n oordeel gekom, maar ook 'n bevryding. Want die leierskap, die wrede vervolgers, is toe nou ook saam met die tempel verwoes. En daar is die stokkie finaal oorgegee, ou bedeling, en daar hardloop ons nou met die nuwe bedeling vir die laaste 2000 jaar. En die nuwe bedeling waar ons nou is, die nuwe hemel en die nuwe aarde, wie is eintlik self is, tempels van die Here, gaan nooit tot nie. Ja, jy is tydelik, jou aardse liggaam gaan eendag 'n tyd, maar geestelik leef jy vir ewig. Amen. Sê amen. Daarom vrees ek, Pastoor Mimpie het net al gesê, ons vrees nie fisiese dood nie. Hoekom? Want geestelik leef ons vir ewig. Wie van julle het Jesus die woord aangeneem? As jy nog nie het nie, vat dit vandag. Sê, Here, ek gee myself vir U. Ek vat hierdie woord, ek hoor hierdie woord. U is die woord, U geestelike woord. Ek neem dit aan. En die Here kom met sy kragtige gees in jou, en jy ervaar daai nuwe skepping wie jy dan nou is. Amen. Nuutgebore in Jesus Christus. En dan kan jy fisies maar doodgaan. So wat? Dis meer 'n graderingsplegtig. Wie gaan jy dood? Onmiddellik besef jy, maar ek is nog nooit dood nie. Want jy leef geestelik, sê almal geestelik, reeds vir ewig. Hallo. Ek is so bly vir my lyf. Wie's bly vir hulle lywe? As jy nie 'n lyf gehad het nie, was jy nie vanmôre hier nie. Dis jou lyf wat jou hier gebring het. Die werklike jy bly in daai lyf. Hallo gees, al die geeste baie vir my. Jy leef vir ewig omdat jy Christus Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker. 70 na Christus het God se oordeel plaasgevind. Is Jerusalem se mure en die stad verwoes, saam met die tempelgeboue, saam met die leierskap van daai tyd, saam met die wrede vervolgers is uit die weg geruim. Sê amen. Amen. So ook het daar 'n einde gekom aan die ou tempel leierskap, wie Jesus se volgelinge wreed vervolg het. Dis wanneer ons die konteks lees, sien ons dit gaan oor Jesus Christus. Hierdie dinge waarvan hy praat, waarop ons hoop, waar ons geloof op geplaas het, gaan oor watse dinge? Christus dinge. Sê amen? Nie allerhande dinge nie. Nie die kar waarvoor jy glo nie. Ja, ek glo vir die kar, weet jy hoekom? Vir Christus. Want my kar gaan Christus se werk doen. Amen. Sê amen.
Ek wil 'n beter situasie hê. Hoekom? Want ek wil Christus se werk hê. 'n beter kar, 'n beter huis, beter omstandighede. Hoekom? Om Christus, sê almal Christus, te verkondig. Amen. Dis die dinge waarop ons hoop, waarop die hypostasis werk. Die waterdamp is daar, dit word vloeistof, dit word ys, dit word 'n vaste vorm, en so word jou geloof 'n werklikheid. Mense, jy's gebore vir 'n doel, jy's gebore om nou te leef vir Christus, en om uit te leef na ander mense. Amen. Matteus 6:33, maar soek eers die dinge van die koninkryk, ek het daai dinge daar gesê, van God, en sy geregtigheid. Wat is geregtigheid? Om tot jou volle reg te kom, as kind van die Here, die geestelike boom wat die vrugte van die Gees dra, van Galasiërs 5:22, van liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, sagmoedigheid, getrouheid en selfbeheersing. Dis wie jy is. Hallo jy? Ja, amen. Dis jou gees is klaar so. Kry dit nou net in die kop. Oordink dit, dis wat jy in gebed doen. Sien jouself dit. Staan vroeg op in die môre, raak stil in die Here en sê dankie Here, U is 'n werklikheid. U is nou by my. U teenswoordigheid beleef ek nou. U soete suiwer teenswoordigheid. Ek ervaar U groot liefde, U groot blydskap. En ek wil sê, ek is U kind, geskape na U beeld en gelykenis. Daarom is ek ook U liefde, U blydskap, U vrede, U geduld, U vriendelikheid. Sê dit vir jouself. Vertel jouself wat die woord sê wie jy is. Amen. En dan is jy reg vir die dag. En dan is jy in die supermark, of waar jy ook al in 'n ry moet staan, by die ATM, en jy's rustig en jy's kalm, want jy is geduldig, jy is liefde, jy is vrede, jy is blydskap, jy is vriendelik. Amen. Amen. Kom dan. Amen. En weet jy, net om dit te doen, is jy besig om die evangelie te verkondig. Die mense kyk neer en sê, wow, kyk hierdie vriendelike persoon. Kyk hierdie blymoedige persoon. Wow, kyk hierdie vredevolle persoon. Hulle spog met die Here eintlik as hulle jou sien. Want dis, jy vertoon hom, jy leef jou bediening uit. Soek eers wat se dinge? Christus dinge. En sy geregtigheid. Wees sy geregtigheid, want jy is dit klaar. En al die dinge, die dinge sal vir jou bygevoeg. Vergeet van die dinge. Gee al jou aandag aan sy dinge. Amen. Jy het gesê, een ding sal ek soek, sê daar. Een ding begeer ek. Hierdie een groot ding. En dis om te vertoef in sy teenswoordigheid. In sy tempel, bedoel sy teenswoordigheid. Tempel is hemel, word genoem ook hemel en aarde. Aan die woorde waar hemel met aarde ontmoet. Nou is ons die tempels. Dis nou binne in ons. Christus is nou in ons. En weet jy wat? Nou begin jy dit ervaar. Sy teenswoordigheid. Ek soek dit. Amen. Ek raak stil gedurig. Ek sien alself, ek praat ek nou met julle, as ek bewus van my hemelse Vader, sy teenswoordigheid. Amen. Ek geniet sy teenswoordigheid. Sy teenswoordigheid is alom oorheersend in my lewe. En hy sê, een ding het ek begeer, een ding sal ek soek, en dis hierdie soete, suiwer teenswoordigheid van die Here. Amen. Amen. Daar's al die antwoorde, daar's al die oplossings, daar's al die rus, al die wysheid van die Here. Wees een daarmee. Jy's een met hom. Hebreërs 10 vers 35 en 37. Die konteks van al hierdie dinge waar ons nou oor praat. Sien, lees alles in die konteks. Ons geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge. Wat se dinge praat hulle hiervan? Ons praat nou daaroor. Lees hier die hele konteks. Kom ons lees 'n bietjie. Werk julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning, selfe beloning. Sien, dis 'n beloning. Dis waarop ons hoop. Hierdie beloning. En dit is nou klaar joune. Ons is beloond klaar. As jy kan stil raak in sy teenswoordigheid, ervaar jy jou beloning. Daar's niks groter en niks wonderliker en niks beter as om sy teenswoordigheid te ervaar in jou lewe nie. En dis klaar daar. Hy sê, want dit is 'n groot beloning, wat 'n groot beloning het, moet dit nie werk dan hierdie beloning nie weg nie. Want julle het geduld nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Wat sy wil, om sy kind te wees. Om sy liefde te wees, sy blydskap te wees, sy geduld te wees.
sy vredevolheid te wees, sy vriendelikheid te wees. Hallo? Kom almal, sit daai vriendelike gesig aan. Kyk hoe so langs jy met die grootste vriendelikheid wie jy ooit gehad het, en sê die Here is lief vir jou. Sê amen. Jy is dit klaar. Daai energie is in jou, daai geestelike krag is in jou. Laat dit net vrykom in Jesus naam. Want nog 'n klein tydjie en hy Jesus wat kom sal verskyn en nie versyn nie. Sien hy het verskyn in die eerste eeu. In daai oordeel maar ook in die beloning. Sê amen. As jy dat die woordjie kom in die Bybel sien hy kom, kan jy gerus daar skryf verskyn. Want dit rym met al die kere wat die Here verskyn het, deur die Ou Testament ook wanneer daar oordeele en oorwinning gekom het hy verskyn. OK. Hebreërs 11 vers 36 tot 40, nog steeds in daai konteks. Sien die wrede vervolging. Ander weer het die proef van bespotting en geeseling deurgestaan, ook van boeie en gevangenes. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gely. Hulle is verdruk. Hulle is mishandel. Raai deur wie? Deur die korrupte kerk van daai tyd. Leierskap. Kan julle sien waaroor gaan hierdie geloof? Die bevryding. En het dit toe plaasgevind? Yes. En gaan dit vir jou iets beteken vandag? Ja. So jy dink jy het verdrukking. Nee, ons weet nie wat is verdrukking nie. Maar maak nie saak nie, as jy dan verdrukking het van die dinge van die Here eerste. En al die ander dinge wat jy dink is jou verdrukking, sal spontaan vir jou bygevoeg word. Maar onthou nou, hou jou besig met wie se dinge? God se dinge. Nie jou dinge nie, die Vader se dinge. Amen. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal. Op die berge en spelonke en in skere en in die grond het hulle gewoon. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry op daai stadium. Nou kan ons terugkyk. Ons het die belofte. 'n Belangrike ding van geloof, wat geloof sterk maak, is om te besef dat die beloftes het reeds vervul geraak. Dit is reeds vervul in Christus Jesus. Jy sien, hoop is 'n belofte. Belofte lê in die toekoms. Geloof neem besit van die belofte van die toekomshoop. Maak dit 'n vaste vorm, 'n hypostasis. Waterdamp word water, water word ys. 'n Vaste vorm. Wie kry vermoë? Amen. Omdat God iets beter oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sal word en verwys dan nou ook eintlik na ons vandag. Sê amen. Hulle is nou nie meer hier nie, hulle is baie breed vermoor, stukke gesaag, hulle is dood, fisies, maar let wel, geestelik kon jy hulle nie doodmaak nie, hulle leef vir ewig. Amen. En maak nie saak hoe swaar jy kry nie en hoe moeilik dit gaan nie. En dan voel dit jy's besig om dood te gaan. Gaan dan maar dood. Maar weet jy wat? Dis fisiese dood. Moenie bang wees daarvoor nie. Geestelike lewe is vir ewig reeds joune. Jy kan nie geestelik dood gaan nie. Nee, sien Christus. Fisiese dood is soos 'n grade plegtigheid. Puts, daar gaan jy. Okay, waar's ek nou? Wie's ek nou? Okay. Gees. Gees kan nie dood gaan nie. Sê amen. Hallo. Kom ons leef terwyl ons nie die fisiese liggame is vir Christus. Dat die geestelike belangriker is as die fisiese. Amen. Sê amen. Die dinge in jou lewe moet Christus dinge wees. Beywer jou vir Christus dinge. Vergeet van jou eie dinge. En jy sal sien dat die dinge wat jy gedink het jy nodig het, is nie meer belangrik nie. Maar jy sal in elk geval, die Here sal jou versorg. Die Here sal jou gesond hou. Die dinge sal vir jou bygevoeg word. Weet jy hoekom? Sodat jy sy werk kan doen. Jy leef nie vir jouself nie. Jy leef om vir Christus te leef. En dis ware lewe. Sê amen. Ag nee, ek wil 'n bietjie vir myself leef. Ek is 'n bietjie moeg om vir ander te leef. Ek wil vir myself leef. Mense om vir jouself te leef is selfsugtig, dis narcissisties, dit is eina, dit maak jou seer, dit maak die mense in jou lewe seer. Jy kan nooit gelukkig wees as jy net vir jouself wil leef nie. Sê amen of eina. Punt 7. Geloof roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Amen. Wat ons doen, die mense wat te veel in die dinge is, hulle roep die dinge.
wat bestaan. Hulle roep die omstandighede, hulle roep die moeilikheid, hulle roep die siekte toestand. Nee, hier sê die Here vir ons, roep dinge wat nie bestaan nie. Wat bestaan nie? Gesondheid, lewe in oorvloed. Sê hy net, ongelukkig te wees. So as dit nie bestaan nie, dan roep jy dit. Sê ek is gelukkig. Yes. Ek is gesond deur sy wonde. Amen. Is ek gesond. Die Here is my herder. Niks ontbreek my. Amen. Hy voorsien aan al my behoeftes Yes. ooreenkomstig sy rykdomme in heerlikheid Dis die in waarheid. Christus Jesus. Roep dit. Maak jy yskas oop. Die yskas is leeg. Nee, wat roep jy? Sê my yskas is vol. Amen. Sê amen. Amen. En dan is die mense in jou lewe mislik en is lelik met jou. En dan roep jy sommer hardop daar in die huis en sê, "O, my man is so oulik. My man sorg vir ons. Hy gee alles wat ons nodig. My vrou is so oulik. Sy doen alles wat nodig is. Wow, ek is so gelukkig." Sê almal, ek is gelukkig. Ek is gelukkig. Roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Dis 'n kragtige plek in geloof. Sê amen. Jy sien die prentjie wat jy in jou kop sien, is deel van jou gebed. Kragtige gebed. Sien jy die oplossing? Sien jy die klaaggebed? Gaan dit net vir jou oorwinning bring. Want dis geloof. As jy dit nie kan sien nie, is jy nie in geloof nie. Is jy in ongeloof en gaan daar niks gebeur nie. Wat ons sien is kragtig in die Here. Amen. En as 'n kragtige geestelike werking van wat jy sien. Hy sê vir Abraham, kyk, strek jou oë uit oor die gebied, by toe Abraham in Lot moes kyk. Hy sê, wat jy sien, Abraham, sê almal sien. Wat jy sien, gee ek vir jou. Kyk En na ek die dink sterre. Abraham het goed gekyk, want hy het goed gekry oor daarna. Kyk na die sterre. soos Kyk hy na die naam sterre, sal ja. wees. Romeine 4 vers 17, so geskrywe is, ek het jou vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig gepraat met Abraham, van God in wie jy geglo het. En dis die God in wie jy glo, dis sy karakter, wat die dode lewend maak. En die dinge wat nie bestaan nie, roep asof dit bestaan. Sê amen. Amen. Nou is hier in hierdie kerk, in hierdie dominee preek. En hier sit ou Bobbejaan en ou Apie. Pastoor, jy praat nou van diere. Weet jy, die Bybel gebruik diere om mense te beskryf. Soos Juda is die leeu, Benjamin is die wolf. So, is nou net 'n interessante ou. Dis 'n grap. Iets net bietjie ligs. Want ons nou nie te ernstig raak nie, né? En nou preek hierdie dominee. En hy preek hierdie vers. En hy sê julle moet mekaar volmaak sien. Kolossense 1:28 sit hy op by. In Christus Jesus, want dis die toppunt van alle wysheid. En dan kyk Apie so vir Bobbejaan en Bobbejaan kyk so vir Apie. En dan kyk hulle weer vir die dominee. Hy sê nou mense, eintlik toe hy nou die preek klaar het hom nou goed puntsgewys verduidelik. En toe hy nou klaar is, sê hy nou gaan ons hierdie les toepas. En nou wil ek hê al julle gemeentelede moet nou vir mekaar kyk. En julle gaan nou mooi woorde vir mekaar spreek. Julle gaan vir mekaar sê, jy is so mooi. Die Here het jou so mooi gemaak. Dis slim. En jy's so slim en jy's so pragtig. En Apie kyk so vir Bobbejaan. Want kyk, Apie is 'n bietjie klein en Bobbejaan is groot. Kyk so vir Bobbejaan op en af. En hy skud sy kop. En dominee sê, kom mense, kom dan. En hy kyk so vir Apie en sê, Apie, kom, ek wil hoor. Hy sê, nee dominee, ek sit hier in die kerk. 'n Mens lieg nie in die kerk nie. Ek kan nie vir hierdie Bobbejaan sê, hy is mooi gemaak. Hier dominee, kom jy en sê jy dit vir hom. Ek gaan nie hel toe nie. Hier is ons in die kerk nou. Vang julle wat ons probeer. Wie stem saam? Maak nie saak of jy Bobbejaan of Aap is nie. Die Here het jou mooi gemaak. Sê amen. En roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. As jy nou nie anders kan nie. Sê amen. Wie van julle, dis maar net 'n latte vraag. Okay.
Romeine 4 vers 18 en 20, ongeloof roep bestaande dinge. Hy het teen hoop op hoop geglo, dis Abraham, dat hy die vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in geloof, het hy al, was hy al 100 jaar oud, nie gelet, sy almal nie gelet, Nie gelet. op sy eie liggaam wat al reeds verstorwe was nie, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur geloof, en het aan God die eer gegee. So wat het Abraham gedoen? Hy het begin dinge roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. En hy het begin jonk raak, en Sara het begin jonk raak, en hulle het weer dat daai hoë ouderdom 'n kind gehad. Simbolies, geestelik beteken dit vir ons, maak nie saak hoe oud is jy nie, ek wil nou nie almal vir julle moet, ons het kinderkerk benodig nuwe kinders. Maar in elk geval, Dit is vir die jonger generasie. wat ek net vir julle wil sê is, vat jou toestand, jy sê my lewe is oud, my lewe is dood. Mense stop dit, roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Ons praat nie van kinders kry nie, ons praat nou van die algemeen, julle verstaan. Ok, right. Nou hier is iets moois, Jesaja 46 vers 9 tot 10, verklaar God die einde van die begin af. Dink aan die dinge wat tevore was, wat van ouds af, dat ek God is. Wie wil saamstem? God is God. Hy kan alle dinge doen. Amen. En daar is geen ander nie. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie. Ek is die God wat van die begin af verkondig ek die einde. Engels sê, declaring the end from the beginning. Vang julle wat doen die Here. Hy begin nou vandag, en hy verklaar al reeds die eindbestemming. Geloof roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Geloof is 'n vaste vertroue, hypostasis, op die dinge wat ons hoop. Dis Christus dinge. Wie van julle sien julle self al meer en meer as voltyds in die bediening? Yes. Voltyds in die bediening beteken nie bedank jou werk of jou besigheid of jy stop jou boerdery. Nee, jy moet dit juis bedryf in Christus. Amen. Want waar mense is jou bediening. Jou besigheid, daar's baie mense, daar's jou bediening. Amen. Sê amen. So wat doen jy tussen mense? Jy roep dinge wat nie bestaan nie as bestaan. Jy kyk na die mense. Amen. Jy sien hulle almal deel van die koninkryk van die hemel. Jou Amen. broers en jou susters. En party van hulle is rof en onbeskof en lyk soos ou Bobbejaan en tree op soos ou Apie en Bobbejaan. Maar jy kyk na hulle en jy roep hulle. Jy sê dankie Here. Hulle vind U. U open die oë van hulle verstand, Efesiërs 1, en hulle begin sien en honger word vir U Here. Hulle snap dat hulle so geestelike wesens en dat U Christus dinge is belangriker as al die ander dinge. En dankie Here, jy gee hulle die rustigheid in hierdie dinge van Christus. Amen. En hulle kom almal tot hulle volle reg as die kinders van die Here. En jy sien dit, en jy sien daai prentjie, en jy roep dit, dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Sê amen. Amen. Dis jou bediening. Kom dan, Amen. wie is met my? Amen. Ja, ek weet nie, dis nou die einde van alles. Ag, ons is almal oud. En, ja, daar's nie selfde smeer in 'n Bobbejaan nie. En in 'n Apie nie. Jy weet nou van wie ek praat, né? Ek weet jy dink nou hard. Daar's nie hoop nie. Mense stop dit. Bly in geloof. Sê amen. Daar's 'n beloning. Sê almal beloning. Sien dinge volmaak in Christus Jesus. Sien almal volmaak in Christus Jesus. Sien hulle klaar daar. Sien die begin, die einde van die begin. Vang julle. Amen. Jy begin nou daarmee, miskien begin jy vandag, maar sien nou al reeds die eindproduk. Amen. Sien die oplossing. Jy ontvang dit nou in Christus Jesus. Dit gaan nie meer oor jouself nie. Dit gaan nie oor jou dinge nie. Dit gaan oor mense. Dis die belangrikste dinge in jou lewe, is mense. Sien hulle volmaak in Christus Jesus. Babas tweede is nou al, ek weet nie, daar's nie meer, mense, daar's altyd hoop. Daar's altyd geloof. Geloof werk op die hoop. Die onsekere hoop bring geloof in 'n vaste vorm in. En weet jy wat?
jou beloning is groot. Oh, yes. Sê amen. Amen. Verloor alles wat jy het. Hier, Paulus sê, ek het alles verloor wat ek het. Selfs my ou slim idees en my godsdienstige oriëntering wat ek gehad het, beskou ek nou as gemors. As, hy noem dit in Engels as dung, as drek. Om wat te verkry? Die kennis van Christus Jesus in sy opstandingskrag, wat nou reeds binne in ons werk. Sê amen. Waar? Sê wat die woord sê. Laat die swakke sê, ek is sterk. Joël 3 vers 10. Amen. Laat hulle wat gebrek het sê, Psalm 23:1, die Here is my herder, niks ontbreek my nie. Laat die sieke sê, 1 Petrus 2:24, deur Jesus se wonde het ek klaar gesond geword. Dis wat jy sê. Ja, ek voel ek weer om siek te word. Voel, begin glo. Moenie dit sê nie. Jy breek jou eie immuunstelsel af. Sê wat die woord sê. Ja, maar ek kan nie lieg nie, so op 'n jaar is soos 'n aap. Nee, jy kan, want die Here sê, roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Ek praat van daai, dis 'n gesonde lieg, stem saam met my. Jy moet nie lieg nie, ja. Wees altyd eerlik, vertel die waarheid. Maar wanneer dit kom hierby, by geloof, sien jy die einde reeds van die begin af. Punt 8. Die regverdige vrygespreek. Die regverdige vrygespreekte sal hoe lewe? Uit die geloof. Al die vrygespreektes waai van. Amen. Hoe leef jy nou? Deur geloof. Jy roep dinge wat nie bestaan nie, as dit bestaan. Wat kom uit jou mond uit? Dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Jy roep die einde as 'n werklikheid reeds, hier van die begin af. Stem saam. Gaan dit goed by jou werk? Moenie maar op Bobbejaan praat. Of oor 'n wapen nie. Gaan dit goed by jou werk en jou besigheid? Roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Gaan dit goed in jou huis, in jou huishouding, in jou koskaste? Roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Kom nou. Amen. Kom nou, jy doen dit vir Christus. Jy doen dit vir Christus, want die mense wat saam met jou bly, sien jou optrede, sien jou geloof, en weet jy wat, dit skakel hulle aan. Romeine 1 vers 17, want die geregtigheid wat uit van God word daarom openbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die vrygespreektes, die regverdiges, sal uit die geloof lewe. So kom mense, hoe leef ons teenoor mekaar? As ons mond oop gaan, praat ons oor dinge. Vir mekaar, saam met mekaar, roep ons dinge. As jy hoor jou boetie en sy sê is bietjie swak, en dan sê, ek voel nie so goed nie, sê, maar weet jy wat, jy voel goed man, die Here is in jou man, ek is ook hier by jou, ek gee om vir jou, die Vader gee om vir jou, kom, sê saam met my, kom nou, roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Galasiërs 3 vers 11, en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige, die vrygespreekte, sal hoe lewe? Uit die geloof. Hoe gaan jy lewe? Uit die omstandighede. Praat jou omstandighede. Roep jou moeilikheid. Nee, hoe gaan jy leef? Roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Asof dit klaar gebeur het. Jy roep die einde hier van die begin af. Klaar gebeur. Hebreërs 10 vers 38. Maar die regverdige sal uit die vrygespreekte sal uit die geloof lewe. En as hy hom onttrek, het my siel geen behaag in hom nie. Mense begin glo, en as jy hom onttrek, wil ek ook vir jou sê, jy maak my nou seer. My siel, denke, gedagtes, gemoed, vind dit nie aangenaam, om te hoor hoe jy jou onttrek het nie, hoe jy nou negatief praat nie. Kom nou, bless my ook nou. Amen. Roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. As hy hom onttrek van die is lewe, bevind hy hom in die was en in die sal toestand en woorde gebruik. En is hy nie meer in die welbehaag van die Here nie. Punt 9. Geloof wat berge skuif. Markus 11 vers 23 sê Jesus, want verwaar ek sê vir julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, wie moet vir die berg sê?
Hy sê elkeen. Al die elkeens waai vir my. Elkeen wat vir hierdie berg van 'n probleem in jou lewe wat doen? Sê, hef jou op. Werk jou in die see. See is die plek van vergeetlikheid waar alles verdwyn. En nie in jou hart twyfel, maar glo dat dit wat wie sê? Ek sê. Jy sê, sal gebeur net wat Ek sê. jy sê. 3 keer word dit gesê. Jy moet sê. Wie moet sê? Ek sê. So wat sê jy? Moeder nie. Dinge gaan nie regkom nie. Ag nee. Kom alweer 'n koue front. Ons gaan vrek. Hallo. Wat moet jy sê? Wie moet sê? As jy vir hierdie berg sê, pastoor gaan die koue weggaan. Nee, die koue gaan nie weggaan nie, maar die warmte in jou gaan vermeerder, die krag in jou gaan vermeerder, jou immuniteit gaan sterker word, weet jy dit? Die wysheid van die Here gaan oorneem en jy gaan beter beplanning hê. Alles gaan begin reg gebeur wanneer jy begin sê wat die Here wil hê jy moet sê. As jy vir hierdie omstandighede berg sê, hef jou op, werp jou in die see en nie in jou hart twyfel nie, maar glo dat dit wat jy sê, sal jy verkry net wat jy sê. Wat sê jy? Wat kom uit daai mooi mondjie van jou, Bobbejaan en ou Hapie? Wat sê ons? Kom nou. Ja. Ek wil dit graag sê, maar ek sal nie. Ek sê wat die woord sê. Jy neem elke gedagte gevange en bring dit in gehoorsaamheid aan Christus. As jou kop vol is van Christus, gaan jy Christus woorde spreek. Gaan jy lewe spreek oor dood. Gaan jy gesondheid spreek oor siekte. Gaan jy oorvloed spreek oor tekorte. Sê amen. Roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Amen. Wie kry iets vanmôre? Romeine 10:10. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond spreek ons tot redding, tot bevryding, tot gesondheid, tot heelmaking. Jou eie ore moet hoor hoe jy woorde spreek van geloof. Jou eie mond moet dit spreek. Want naby jou is die woord in jou hart en in jou mond. En dis die woord van geloof wat ons verkondig. Geloof teenoor geloof. Die regverdige sal uit die geloof lewe teenoor mekaar. Sê amen. Dis wat ons praat, dis ons taal, dis ons nuwe taal. Markus 11:24 en dan kom Jesus met dit, net nadat ek gesê het, as jy vir hierdie vers sê, wanneer jy staan en bid, glo, sê almal glo, dat jy reeds ontvang het en dit sal so wees. Kom nou! Amen. Wanneer jy staan en bid, jy sit nie eers nie, jy lê nie eers nie, jy staan sommer nou. Staan is 'n pragtige posisie. Wanneer jy staan en bid, glo, sê almal glo, dat jy reeds ontvang het. Ek is reeds gelukkig. Ek is reeds gesond. Ek het reeds lewe in oorvloed. My verhoudinge is reeds herstel. Ek leef in vrede met almal. Reeds gebeur. Ek roep die einde van die begin af. Dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Amen. Punt 10. Geloof gaan die rus binne. Amen. Amen. Is almal rustig? Yes. Angstigheid is, ek het nog nie. Angstigheid is, daar's 'n afstand wat ek moet aflê. Daar's tyd wat moet verbygaan. Geloof sê, afstand is uitgewis. Geloof sê, ek is in sy teenswoordigheid, in sy oorvloed, in sy gesondheid, in sy wysheid. Ek is klaar daar. Laat ons dan vrees, terwyl die belofte om in die rus in te gaan, wat nog stand hou, dit nie miskien blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die predik het hulle nie gebaat nie, omdat dit met die hoorders met geloof verenig was nie. Wie van julle verenig nou dit met geloof? Wie sien die oplossing? Wie sien dit klaar gebeur? Wie is klaar gelukkig? Wie is klaar gesond? Wie klaar lewe in oorvloed? Ek kan nie lieg soos 'n bojaar nie, soos 'n aapie nie. Roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Sê amen. Wie kry iets hier? Want ons wat geglo het, sê hy, Hebreërs 4:1-3, gaan die rus in. Ons wat geglo het, sê almal saam met my. Ons wat geglo het, gaan
die rus in. Wat 'n rus? Ons gaan sit. As jy sit, is die werk voltooi. Ons sit saam met hom in Efesiërs 2 vers 6 in die hemelse plek. Wat is ons posisie in Christus? Sit. Sit is 'n plek van rus. As ons nou hierso in dorp afry in die week en ons sien hier's klomp munisipale werkers wat besig is om te werk. Elkeen van hulle het 'n graaf. Daar's niemand wat rond staan nie en op hulle selfoontjies werk nie. En almal is besig om soos een man, soos een vrou te spit en skoon te maak. Is dit nie mooi nie? Kan julle dit sien? Ek weet wat jy wil sê, maar kan jy dit sien? En dan skielik, dan is daar 'n fluitjie. En dan kan almal die grawe neersit. En hulle kan, want dis nou teetyd Lunch. of lunch. En nou gaan hulle sit. En nou ry jy weer daar verby en jy sien hulle almal sit. Dan weet jy wat? Hulle rus nou. Sê amen. Hulle werk nie nou nie, hulle rus. Hulle wat geglo het, gaan die rus en wie het die werk gedoen wat ek en jy nooit kon doen nie? Wie het die prys betaal? Wie het in 3 dae kruisoperasie dit gedoen en ons almal by hom ingeneem? Wie het dit gedoen? Wie het dit voltooi? Jesus hang aan die kruis, hy sê, dit is volbring. It is finished. Hy het dit voltooi. Wie wil glo? Dit wat jy nooit kon regkry nie, die wet wat jy nooit kon hou nie, die werke van die wet wat jy nooit kon doen nie, is gedoen, is voltooi, vir jou en as jou, asof jy dit gedoen het, het Christus dit gedoen. Wat ek en jy nie kon doen nie, het hy gedoen. En nou gaan ons saam met hom die wat, rus in, Efesiërs 2 vers 6, ons sit nou, ons rus nou, saam met hom, waar? In hemelse plekke. Psalm 23, ons is by die waters van rus. Psalm 91, ons het ons skuilplek, ons rusplek. Ons sit in die skuilplek, let wel, onder die vlerke van sy beskerming, Amen. van die Gees. En dit sê Christus nou in ons, Kolossense 1:27, die heerlikheid van die Here, wat sy liefde is. Ons rus nou daar. Wie het dit klaar? Amen. Wie sê dit? Amen. Wie wil dit uitroep? Yes. Roep dinge wat nie bestaan nie, asof bestaan. Jy is gelukkig, jy is gesond, jy het sy wysheid, jy is een daarmee. Jy het sy lewe en sy oorvloed. Roep dit in jou omstandighede. Sê amen. Hoor as jy nou hierdie slegte nuus hoor, ek het goeie nuus vir jou. Kom ons vergeet van die slegte nuus. Roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. In Jesus naam. Amen. 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 Ja, ek wil nie preek nie, is 'n liedjie wat Piet sal onthou. In the presence of the Lord there is love. In the presence of the Lord there is peace. In the presence of the Lord there is healing. Lord, I stand in your presence with my life. Amen, dis pragtig. Ja. In the presence of the Lord there is love. In the presence of the Lord there is peace. In the presence of the Lord there is healing. Lord, I stand in your presence with my life. Wow. Sy teenwoordigheid is alwaar. Amen. Dis baie mooi. Amen. Vader, dankie vir u woord vanmôre. Dankie vir hierdie lied waarmee ons kon afsluit as 'n gebed. Ons roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit klaar iets bestaan. Vader, ons het een groot begeerte, soos Dawid vir ons sê, een ding begeer ek, een ding sal ek soek, en dis die teenswoordigheid. Ek roep daarom dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Amen. En Vader, die geloofige, die regverdige, sal hy die geloof lewe. En so leef ons uit teenoor mekaar,
En so bemoedig ons mekaar en versterk mekaar met geloof. In Jesus naam. En almal wat saam met my glo sê. Amen. Amen.